In ons gesels oor nog nie, gesels oor gedagte vandag oor nog nie gekom nie, maar dis gewaarborg. Jesus maak 'n baie besondere belofte aan sy disippels net voordat hy gekruisig is. Ons lees, hy sê in Johannes 14 vers 3, en as ek gegaan het en vir julle plek gereed gemaak het, kom ek terug en sal julle na my toe neem, sodat julle ook kan wees waar ek is. Nou Jesus se disippels was vanselfsprekend ontstel dat hy vir hulle sê, ek gaan weg. Party van hulle het verwag dat hy die Romeinse oorheersing sou omkeer, want dis wat hulle gedink het die rol sou wees van die lang verwagte Messias, en Jesus is mos die Messias. Hy moet hulle mos nou verlos. Maar Jesus se verlossing begin eers in die harte van mense. Jesus het gekom sodat die mensdom van sonde gered kan word. Jesus het gekom sodat hulle en ons verhouding met God herstel kan word. Hy het gekom sodat ons almal 'n ewige toekoms kan hê. En die teks wat ons saam gelees het, wys vir ons dat Jesus se plan eintlik baie groter is as net 'n stukkie politieke bevryding. Wat help dat jy wen die geveg, maar jy verloor die oorlog? En hierdie groter plan vir hom, wat hy vir ons bring in hom en vir almal wat glo, gee hy 'n blywende plek, en in hierdie plan gee hy 'n blywende toekoms vir almal. En die disippels moes destyds leer om in die tyd van die nog nie te leef, net soos ons. Jesus het nog nie gekom nie. Die wêreld is nog nie in volle aanbidding van hom nie. Maar soos die disippels kan ons met geloof, hoop en liefde vorentoe bly leef, want al het Jesus nog nie gekom nie, het hy self sy terugkeer gewaarborg en is sy opstanding uit die dood die bewys daarvan. Nou geloof in 'n groter doel help mense om veral in uitdagende tye nuwe betekenis in lewe te vind. Dit toon die navorsing van onder andere Schnitker en Emmons. So kom ons maak ons gebed vandag dalk weer eens. Here, baie dankie vir hierdie belofte waarmee u disippels bemoedig het. Help ons, help my om nie net te wag nie, maar elke dag met verwagting te leef, die verwagting van u terugkeer, want al het u nog nie gekom nie, ons weet, dis gewaarborg. Die heeft geïnspireerd.